Ek het al baie die vraag gekry, wat gebeur as ek bid? Kyk, die lewe bring baie storms, groot besluite, nuwe dinge wat gebeur in ons lewe. Partykeer is dit nuwe werk, partykeer is dit sonder werk, partykeer word families verskuif. En daar's verantwoordelikhede wat swaar op ons weeg. Hierdie veranderinge, hierdie challenges, soos die Engelsman sê, selfs vir die wat in Christus wandel, kan dit partykeer moeilik word. En ons weet ons moet bid. Ons weet ons moet God se leiding soek. Maar in die besige tye waarin ons leef, is dit moeilik om stil te raak. Daar's te veel dinge wat ons aandag aftrek. Tog roep God ons nie net om stil te raak nie, maar om te vra, om hom te vertel wat in ons lewe aangaan. Hy weet reeds van elke bekommernis in ons lewe, elke wond, elke sonde, maar hy nooi ons om in gesprek met hom te tree. Hy wil hê ons moet hom deel van ons lewe maak. Wanneer ons bid, herinner ons onsself dat ons afhanklik is van hom. Gebed gaan nie vir God daaroor omdat hy nie weet wat aangaan nie, maar dit is vir ons om ons harte oop te maak, om hom in te nooi en om te luister na sy stem, te wag vir sy leiding en te leef in sy vertroosting, in sy kalmte en in sy vreugde. Hy vra nie vir 'n halfhartige grocery lysie voor jy gaan slaap nie. Hy vra vir 'n oop lyn, vir 'n gesprek, waar ons hom deel maak van ons lewe, van ons besluite en van elke asemteug wat ons gee. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. Ware gebed groei wanneer ons trots afsterf, wanneer ons die ek sal self laat gaan en wanneer ons harte oopmaak vir God. Want ek kan dit self doen, ek kan op my eie deurkom, maak ons harte koud teenoor God. Geen deel van die lewe is te klein of te groot vir hom nie, en hy wil deel wees van wat ons elke dag deurgaan. Wanneer ons bid, erken ons dat hy die God oor alles is. Erken ons dat ons afhanklik is van hom en dat hy werklik in beheer is. Filippense 4 vers 6 gee vir ons 'n opdrag, vir ons wat so bekommerd is, vir ons wat oor alles wil worry, vir ons wat maagsere kry. Filippense 4 vers 6 sê, los die bekommernis vir God. Moenie oor enigiets bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra God vir alles wat jy nodig het en dank hom vir wat hy doen. Die Engels sê by prayer and petition, met ander woorde, ons moet hom smeek, ons moet hom eer vir wat hy doen en ons moet hom in ons gedagtes hou. Selfs Jesus het in gebed geleef. Hy het stil plekke opgesoek. Hy het gehuil in Getsemane. Hy het sy Vader aangeroep met 'n afhanklike hart. As die Seun van God dan so gebid het, hoeveel meer moet ek en jy nie bid nie? Gebed is nie maar net 'n ritueel nie. Dis nie maar net 'n grocery lys nie. Dis nie maar net 'n dankie vir die kos nie. Dit is asemhaling vir jou en my siel. Dit is so noodsaaklik om God in ons lewe te kry, soos wat asem vir ons is. Lukas 11 vers 1 en 2. Toe Jesus klaar gebid het, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons om te bid. Jesus sê toe vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Met ander woorde, ons moet bid, omdat God heilig is. Ons moet God se koninkryk afroep op hierdie aarde. Wat gebeur wanneer ek en jy bid? Wanneer bekommernis ons harte begin swaar maak, wanneer ons moeg is om op ons eie te probeer, moet ons nie weghardloop nie. Ons moet God deel maak van ons lewe elke dag. Want die oomblik as ons hom begin aanroep, die oomblik as ons hom die sleutel gee om in ons omstandighede in te kom, neem hy oor en dan word ons gebed verhoor. Bid, al lyk dit klein, hy hoor jou. Al voel jy swak, hy antwoord jou. Hou die lyn tussen jou en ons Vader oop, want hy is nader as wat jy dink.
As jy hom net toelaat, sal jy hom begin raak sien. Hemelvader, ons kom vra dat U werklik deel van ons lewe sal wees en help ons om U te soek in alles wat ons doen, om U teenwoordigheid in ons lewens in te put en gee dat ons afhanklikheid van U nooit sal verloor nie, maar sal oorgee wanneer dinge swaar raak. Ons eer en verheerlik U naam. Amen.